ons as gemeente ondersteun elke jaar 'n student by die kweekskool en is nou vanoggend my voorreg ook om vir Hennig van Wyk aan die voor te stel. Nou Hennig is 'n 4de jaar student, hy is reg in die blokke, reg om uit te gaan. Hy wil nou net klaarmaak by die kweekskool. Maar daar is nog heel wat hierdie jaar vir hom voor lê. Hy voel asof hy 'n 5de jaar student is, maar hy sal agterkom, 4de jaar is nog lank. Baie sterkte vir jou vir hierdie jaar en mag dit vir jou seën. Mag die Here jou seën, sy vrou Elissa en hulle dogtertjie is ook hierso en jy kan hulle maar nou voorstel en bietjie oor jouself gesels en net waar jy vandaan kom, laat hulle ook net weet wie hy is en hy is nie nuut vir ons nie, want hy het al hier by ons gepreek, maar seëning ook vir jou en mag die Here jou deurdra en spreek ook soos die Here op jou hart gelê het. Nou, terwyl hy opkom, kom ons staan vir ons openingslied. Lofsing die Here, die ewige sin tot sy ere. As hy ons roep tot sy diens, hoe sal ons dit mag weier? Hy is almagtig, genadig, die troue bevryder. Dit gee ons krag, rigting met koningsgesag, met God se siel medestryder. Hartlike goeiemôre aan die gemeente. Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en welkom ook dan by vanoggend se erediens. Nou Dominee het gevra ek moet net so 'n paar woorde sê oor myself en oor my vrou en my dogtertjie. Ek is nie gewoond daarvan om van myself te praat nie. Maar wat ek kan sê, ons is deur die genade van die Here is ons nou in ons 4de jaar by die kweekskool waar ons volgende jaar gaan uittreë. 5de jaar gaan ingaan en in 'n bediening gaan staan, of in die gemeente gaan staan in die bediening. En die Here het ons werklik deurgedra tot en met hier toe. My vrou Alissa het ook nou hierdie jaar begin studeer, of laas jaar, wat sy die predikante vroue kursus deurloop. En dit gaan regtig wonderlik. Mens kan sien hoe die Here in en deur haar ook werk. En dan Leila wat 5 is, sy sal staan, ek weet my vrou sal dalk nie staan nie, maar Leila kan staan. Sy gaan nou graad R toe, en ons gaan vir 'n jaar, gaan ons by Witpoortjie Kleuterskool inskryf, omdat graad R na die laerskole toe geskuif het, en dan daarna gaan ons maar sien waar die Here ons heen stuur, en waar hy ons sal plaas. Maar het is 'n wonderlike voorreg om hier by julle te wees, ook weer eens vanoggend. Dis bietjie meer as 'n jaar terug wat ek laas hier was, het ek geloftediens hier kom hou het, en ek kan onthou, oom Sjaal het my nog so reg gehelp oor die monument wat opgerig is by Bloedrivier, en daarna so, dankie oom vir dit, maar dit wys net weer eens dat 'n mens nooit ophou leer nie, en dat jy altyd sal bly leer, veral as mens in God se woord besig is. So is wonderlik om hier te wees, en ek dank ook die kerkraad vir die voorreg, en sonder om nog tyd te mors, wil ek asseblief vra dat ons dan net sal stil raak en die Here se aangesig sal soek. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Amen. Nou ek wil u dadelik uitnooi om saam met my die woord van die Here oop te maak by Kolossense 3
Ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 17. Kolossense 3 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Baie kort boek wat Paulus aan die gemeente van Kolosse geskryf het, maar werklik 'n kosbare boek wat hy ook vir ons deurgegee het en wat die Here vir ons in sy woord laat opteken het. Ek hou vir u voor vanaf die eerste vers. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in die heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle dit ook alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werk afgelê het, en julle heel met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het. So moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. En sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Net tot dusver of sover in die woord van die Here. En ons gaan dan net so saam sit en dan gaan ons saam bid. Kom ons sluit die oë. Ons groote God, almagtige Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, Here, ons dankie vir hierdie voorreg wat ons het om weer eens by U huis bymekaar te kan kom na 'n besige week. Here, ons weet dat U vir ons voorsien in alle aspekte van ons lewe en dat U ook sê in die woord dat ons nie ons moet kwel oor môre nie, want U is die een wat gee, U is die een wat voorsien. En net so ook kan ons sien in elke druppel reën wat geval het, Here, dat U op wonderbaarlike wyse voorsien. Wanneer die mens net begin kriebelrig raak van ons het reën nodig, anders dan gaan ons nie kan eet nie, ons gaan nie sekere dinge kan doen nie, Here, dan stuur U vir ons reën in oormate. En ons wil regtig dankie sê vir dit wat U alreeds gestuur het, maar ons hou U vas nog, Here, dat U vir ons nog sal stuur, dat U die vaaldam sal volmaak, soos wat net U kan. Want Here, U is in beheer van alles. U het die grense van die see gestel, U het alles, die wentelbane van die son en die maan en die sterre daar gestel. Daarom weet ons, Here, dat U die skepper van die heelal is, en dat ons U aangesig kan soek vir enigiets wat ons nodig het. En saam met dit, Here, wil ek vir U dankie sê, dat ons by mekaar kan kom, dat ons die gemeenskap onder die heiliges kan ervaar en kan hê. Here, dat ons by U huis kan wees en kan weet dat U teenwoordig is. Ag Here, is my gebed dat U asseblief saam met die mense op die voorbiddingslys sal wees, dat U deur hulle sal werk om die groot dade van U te kan uitgetuig, uit kan basyn. En ek wil vra, Here, dat U ook U genesende hand oor ons sal hou, U bewarende hand oor ons sal hou. Ek bid vir almal wat verjaar in hierdie week en ons sê dankie, Here, vir 'n nuwe jaar wat U nuwe lewensjaar wat U toevoeg aan hulle lewe. Ons wil vra, Here, dat U ook hulle sal seën en dat U hulle sal deurdra. Saam met dit, Here, wil ek graag bid vir elkeen wat teruggaan skole toe, elkeen wat teruggaan werk toe, elkeen wat
onderwyser is wat dalk in die mediese veld werk, mense wat ondergrond gaan, boere wat in hulle velde ingaan, wat die vee en so aan moet oppas. Ag Here, dat U hulle ook op wonderbaarlike wyse sal deurdra in hierdie jaar wat kom. Dat U hulle sal krag gee wat net van bo af kan kom. Dat U vir hulle 'n wysheid sal gee om te doen dit in U naam en tot eer van U naam. En ek bid so ook, Here, vir predikantspaar, die herderspaar van die gemeente, en ek wil vra, Here, dat waar hulle nou 'n bietjie kon rus, dat U asseblief ook tyd saam met hulle spandeer, dat U vir hulle leiding en wysheid sal gee, hoe om hierdie gemeente vorentoe te vat. Weet, Dominee Dani het gesê dat hy nou as konsulent optree vir Carlton, Here, dat U ook met hom sal wees, en dat U ook vir hom die krag sal gee, en die leiding sal gee om hierdie twee gemeentes dan te kan bestuur, dat dit U sal behaag, en Here, dat hy dit nie uit homself uit sal doen nie, maar dat hy U daarin sal soek ook. Wees dat asseblief saam met ons ook nou in die erediens, wees teenwoordig, beweeg van sitplek tot sitplek, en staan by elkeen stil, Here, werk in ons harte, en werk deur U woord ook met ons. Ons weet, Here, dat ons afhanklik is van U, en dat ons niks verdien nie, maar dat U alles vir ons gee as geskenk, met die grootste geskenk, wat Christus is op die kruis. Daarom sê ons dankie, Here, dat U ons kom vrykoop het, dat U ons skuldbrief op die kruis kom vasnaal het, sodat ons kan weet dat U ons verlosser is. Dat ons kan weet dat U die een is wat genade gee van dag tot dag, dat U voorsien en dat U seën. Wees asseblief nou saam met ons en lei ons ook. Maak ons harte en ons ore oop om U woord te hoor, en Here, wees ook die naprediker van U woord. Ons bid dit nie omdat ons dit enigstens verdien nie, Here, maar ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou, soos wat jy ook op die bord kan sien, wil ek graag die aandag vestig op die eerste en die tweede vers van die gedeelte. En ons sien, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. En dan hiermee hierdie tema, na aanleiding van hierdie gedeelte ook, sien ons dat 5 uitvloeisels van Godgerigte gedagtes, 5 uitvloeisels van Godgerigte gedagtes. En in hierdie 2 verse wat die teks van oordenking kom opmaak, kom skryf Paulus hierdie opdragte om die dinge daarbo te soek en te bedink. Nou wanneer 'n mens na hierdie werkwoorde gaan kyk, en mens kyk na soek en bedink, dan sien mens dat soek beteken om dit smagtend te soek. Om smagtend daardie dinge daarbo te wil hê vir myself. Maar ook bedink wat beteken om jou oë daarop te vestig en nooit daarvan af te wyk nie, om dit te bedink en te soek. En dit is ook 'n besonderse betekenis wat dit na vore bring vir die res van hierdie gedeelte. En Paulus het hierdie brief aan die gemeente van Kolosse geskryf terwyl hy in die tronk in Rome was. En hy het gehoor van hierdie gemeente se vrug wat van self vooruitgesprei het deur hulle nuwe geloof wat hulle aangeneem het in Christus. Hy het ook gehoor van Epafras wat by hom besoek het, wat vir hom kon vertel het, maar hierdie gemeente is lief vir mekaar. Daar's 'n liefde wat uitsprei teenoor mekaar. Maar ook het hy hierdie geleentheid gebruik om by Paulus te praat van dit wat daar gebeur in die gemeente, van die gnostieke, wat met hulle invalshoeke die gemeente probeer verdryf, om hulle gedagtes te verdryf op wêreldse dinge. Nou die gnostieke, vir die wat dalk nie weet nie, het die dwaalleer kon versprei dat hulle deur een of ander besonderse en spesiale kennis die wêreldse sfeer kan verlaat, waar hulle 'n buiteliggaamlikse ervaring kan hê. Maar saam met dit was die Grieke wat hulle Griekse filosofie op die gemeente afgedwing het, en die Jode wat die werke op die gemeente kom afdwing het. En daarom sien ons dan uit hierdie gedeelte, wanneer Godgerigte gedagtes na vore kom, dat dit sekere uitvloeisels na vore sal bring. Dat hierdie nuwe lewenswandel saam met Christus 'n welbehaaglike wandel kan wees saam met die Here, omdat hy
in ons is. En Paulus kom skryf dit in die begin ook van hierdie brief aan die Kolosse, en hy sê in Kolossense 1 vers 9 tot 10, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel en om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid, en lankmoedigheid, en blydskap. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. So ook sien ons vandag, liewe vriende, dat daar in hierdie wêreldse sfeer, in hierdie wêreld waarin ons onsself bevind, klomp dwaalleringe is wat ons gedagtes probeer wegrokkel, wat in ons omstandighede kom werk, sodat ons gedagtes weg van die Here is. Enige iets om die gedagtes van die Here af weg te kry, sodat die kind van die Here hulle gedagtes op die wêreld plaas, en nie op die Here nie. En daarom wil die Here vanoggend vir elkeen wat sy naam bely, elkeen wat getuig van wedergeboorte, sy kinders kom uitwys dat die gedagtegang nie op die wêreld moet wees nie, maar dat dit op hom gerig sal wees. Dat die gedagtes elke dag en elke oomblik op hom gerig sal wees en moet wees. Want sonder hierdie gedagtes, sonder hierdie godgerigte gedagtes, sal hierdie uitvloeisels wat kom, nooit na vore kom nie. Sonder dit sal 'n mens nooit werklik vervul kan word, soos wat Paulus hulle reeds in die begin van die brief gesê het, tot die kennis van ons Skepper nie. En hoe gepas is dit nie ook in hierdie jaar, in hierdie nuwe jaar waarin ons tree, almal wat hierdie week werk toe gaan, kinders wat skool toe gaan, om, ek wil sê, 'n nuwejaarsvoorneme op te wek, om ons gedagtes op die Here te rig, en nie op die wêreldse dinge soos wat dit nodig is nie, of soos wat die wêreld probeer nie, en dat ons lewenswandel saam met hom, saam met Christus op hom gerig sal wees. En daarom dan uit hierdie gedeelte wil ek graag 5 uitvloeisels van godgerigte gedagtes aan die kom voorhou wat sal kom wanneer hierdie gedagtes op die Here gerig is, wanneer ons die dinge daarbo soek en wanneer ons die dinge daarbo bedink. En die doel is om elkeen aan te spoor om hierdie gedagtegang te verander as dit nie op die regte plek is nie. Om die Here se aangesig te soek en heeltyd te dink aan dit wat hy vir u kom doen het. Om daardeur opgewek te word, om 'n heiligmaking na te streef en dit na te jaag, sodat ons gelyk kan word na die beeld van ons Skepper. Want Paulus skryf in Kolossense 1 vers 21 en 22, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Daarom wil ek dan graag begin met die eerste uitvloeisel van godgerigte gedagtes, en dit maak die ou vlees dood. Ons sien in vers 5 van die geleesde gedeelte, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is. Nou in die 3de vers van die gedeelte skryf Paulus dat die wat saam met Christus is, die wat wedergeboorte ondergaan het, gesterwe het en dat hulle nie meer die ou mens is nie, maar dat hierdie nuwe skepsel, hierdie nuwe mens, saam met Christus verborge is in God. Ekskuus. Die kind van die wêreld het gesterf. Die ou mens is doodgemaak, dood vir die wêreld en dood ook vir die wêreldse dinge. Wêreldse goed wat Galasiërs beskryf in Galasiërs 5 vers 19 tot 21, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap,
brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En dit is alles die mens se toestand terwyl hy in die wêreld is, voor wedergeboorte. Maar dit is juis dit wat doodgemaak moet word. En die enigste wyse hoe dit doodgemaak kan word, is as die gedagtegang op die Here gerig is. Wanneer ons die Here se goeders bedink, wanneer ons sy koninkryk eerste stel, en nie onsself eerste stel nie. Wanneer die gedagtes op die Here gerig is, dan sal dit maklik wees om na die Here toe te draai, wanneer hy sê, kom nou, en laat ons die saak uitmaak. Want sonder hierdie gerigte gedagtes, sal die mens nooit in staat kan wees, om die wêreldse dinge dood te maak, soos Paulus skryf nie. Maar so is dit ook met ons, liewe vriende, dat ons gedagtes op die Here moet rig, vanaf die eerste asem as 'n nuwe skepsel, dat daardie radikale verandering in die kind van die Here kan plaasvind by wedergeboorte. Want sonder hierdie godgerigte gedagtes sal daai 180 grade omkeer van die wêreld af na die Here toe nooit kan realiseer in ons gemoed nie. Dit sal nooit kan realiseer in ons lewenswandel saam met die Here nie. Die wêreld moet kan vra, mense wat jy ken, maar hoe moet vra, hoekom is jy anders? Wat het met jou gebeur? En dit is die Here wat hierdie radikale verandering bewerk. En dit is 'n duidelike tentoonstelling dat hierdie persoon nie meer in die wêreld is nie, maar saam met Christus is. Daar is dinge wat doodgemaak moet word, wat nie pas by die kind van die Here nie, wat nie pas by iemand wat van God getuig nie. En dit is duidelik dinge wat Paulus ook uitskryf, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal sien nie. Want daar is nie 'n sonde groter as 'n ander nie. 'n Wit leentjie bly 'n wit leentjie, maar dit is groot genoeg dat dit 'n mens uit die teenwoordigheid van God kan wegneem. Nie dat mens verlore gaan nie, maar dat mens 'n struikelblok voor jou het. En Paulus skryf in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. Hierdie dinge, hierdie konstante dinge wat 'n mens doen in 'n lewens, pas by 'n wêreldling. Dit pas nie by 'n kind van die Here nie. Paulus sê, dit moet doodgemaak word. En dit is die ongereddes wat hierdie dinge doen. Dit is die wêreld se wese, omdat hulle die duiwel as vader het. En dit is die mense wat hulle gedagtes op die wêreld rig, en nie op die Here rig nie. Maar as daar Godgerigte gedagtes u oorspoel, dan sal dit maklik wees om hierdie dinge af te lê, om hierdie dinge van die begin af dood te maak en nooit weer daarop ag te gee nie. Nooit toe te laat dat dit weer 'n struikelblok in 'n mens se lewe kom nie. Dat 'n mens nooit terugval in hierdie lewe nie. Dit is 'n uitvloeisel van Godgerigte gedagtes, die ou dinge wat doodgemaak word, hierdie wêreldse dinge. En die volgende uitvloeisel dan van Godgerigte gedagtes is dat hierdie gedagtes heiligmaking na vore bring. Dat dit heiligmaking najaag. Ons sien in vers 8, maar nou moet julle ook dit alles af lê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Wanneer jy gedagtes op God gerig is, dan sal die uitvloeisel wees om alle slegte dinge ook af te lê, soos wat Paulus skryf, om die beeld van Christus duideliker te laat voorskyn in die kind van die Here se lewe. En dit is die proses van heiligmaking. Dit is 'n proses wat begin by wedergeboorte en dit hou eers op by verheerliking. Wanneer die Here ons ontmoet in die lig by die wegraping, of wanneer ons dalk sal sterwe voordat hy kom. Nou die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Hy sê jaag die heiligmaking na. Nou ek wil graag ook 'n uittreksel uit ons dogmatiek lesing met u deel, en dit kom uit ons soteriologie, wat die heilsorde, die reddingsplan van God aan ons kom uitbeeld.
kom uitwys wat hy sê van die negatiewe aspek van heiligmaking. Nou dit is negatief omdat die Here wegneem. Dit gaan in 'n minus in. Hierdie uittreksel sê, heiligmaking is die werk van God, waardeur die besmetting van die sielelewe geleidelik verwyder word. Die bloed van Christus reinig na gelang die kind van God gewillig is om af te lê. Hy, die mens, kan slegs soveel sien en af lê na mate waarin hy homself ken. Nietemin is selfkennis nooit volkome nie. Ware selfkennis is die openbaring van die Heilige Gees en nie blote vrug van verstandelike oortuigings en emosionele gewaarwordinge nie. Die Heilige Gees doen hierdie openbaringe op verskillende wyse, byvoorbeeld direk deur sy skrif, deur sy woord en deur prediking. Nou weer eens, dit is 'n negatiewe aspek omdat die Here kom wegneem. Hy kom haal die besmetting in die liggaam uit, so te sê. En dit is die Heilige Gees wat dit kom werk. Dit is daarom dat Dawid gebid het in Psalm 139 vers 23 en 24: Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en kyk by my of daar 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Nou hierdie godgerigte gedagtes sal 'n sensitiwiteit vir die Heilige Gees opwerk, vir die werking van die Heilige Gees in mense lewe. En dit is daarom dat ons toegelaat word om die wêreldse dinge verder af te lê. As hy sê lê dan nou ook af, is iets verder, is 'n ekstra stappie wat geneem moet word. Dis 'n sensitiwiteit wat gekweek word vir die Heilige Gees, sodat hy kan doen waarvoor hy gekom het, sodat hy kan kom oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dit is enigste tyd wanneer dit 'n werklikheid ook in die kind van die Here kan wees, wanneer daardie godgerigte gedagtes hier oorspoel en mens daardie sensitiwiteit vir die werking van die Heilige Gees het. Want dit is die enigste keer wanneer 'n mens werklik gehoorsaam kan wees aan die wil van die Here. En hy het gesê in Levitikus 11 vers 44, wees heilig, want ek is heilig. Nou, ek kan onthou in my eerste jaar op kweekskool, dit was in die eerste week omtrent van werksperiodes wat ons op 'n maandag het, wat ons op die terrein werk en klomp dinge doen, het ons die opdrag gekry om die bossies by die hoofingang te kom uithaal, of te gaan uithaal. Nou wat baie lekker was van hierdie werk, bossies uithaal is nooit 'n lekker werk nie, maar wat lekker hiervan was, ons groot klippe, so jy kan jouself plant op een van hierdie klippe, en dan kan jy net so rond beweeg en dan haal jy die bossies om jou uit. En dan wanneer die bossies redelik verminder is, dan gaan jy na die volgende klip toe en jy sit daar en begin uittrek. Maar soos wat ons aan die gesels geraak het, het ons klomp van hierdie bossies gemis. En hierdie bossies was die volgende week maar net weer daar en hulle het weer opgekom. Maar so is dit ook in die lewe van die kind van die Here in hierdie proses van heiligmaking. Dit is nodig dat ons gaan sit en introspeksie doen. Dat ons voor die spreekwoordelike spieël gaan staar om die foute raak te sien. Ons moet daardie selfkennis opbou, sodat ons die Heilige Gees kan toelaat dat hy hierdie ding in ons lewe wegneem. Sodat dit wat nie uitmaak van God se wil nie, in ons lewe verwyder kan word. Dat dit uitgehaal kan word soos hierdie bossies. En wanneer die aandag nie is waar dit moet wees nie, dan word sekere dinge nagelaat. En dit word later weer 'n probleem in die kind van die Here. Ek wil 'n fliek byvoorbeeld gebruik waar as dit nie gekies word met godgerigte gedagtes nie, sal die taalkeuses wat in hierdie of die woordkeuses en wat in hierdie fliek na voorskyn kom in die kind van die Here se mond deurkom later. Wanneer ons flieks kyk, dan sal ons miskien die lewenswyse of die lewenstyl van hierdie akteur begin navolg. Ons sal doen wat hulle doen. Ons sal miskien kyk en die stimulasie wat die fliek inkorporeer, wat dit gee, sal dan later veroorsaak dat ons oë begin ronddwaal waar dit nie moet wees nie.
En dit is wanneer hierdie godgerigte gedagtes nie op die Here gerig is nie, wanneer die gedagtegang op die wêreldse dinge gerig is en nie op God nie. En dit is selfs ook moontlik dat die gedagtegang vir 'n tyd lank dalk nie op die Here gerig is nie, want die omstandighede so besig raak, dat ons nie oplet van dit wat inkruip nie. Dan is die bossies besig om onder die voete te groei. En dan is dit nuwe dinge wat afgelê moet word, nuwe struikelblokke wat oorkom moet word, wat oorbrug moet word. Maar as die gedagtes op die Here gerig is, dan sal hierdie bossies nooit begin groei nie. Ons sal dit begin uittrek. Wanneer dit opkom, sal dit verwyder word. Dan sal dit ook meer makliker en meer eenvoudig wees om hierdie struikelblokke in 'n mens se lewe te oorkom en nie meer vas te val daarin nie. Daarom is dit nodig dat ons gedagtes op die Here gerig sal wees, dat hierdie proses van heiligmaking in ons lewens kan gebeur, dat ons op daardie punt kan kom, wat die Heilige Gees in absolute beheer is van ons lewe. En dat ons nooit sal terugkyk in dinge wat daar was nie, maar dat ons net vorentoe beweeg. Ons moet ook ons verantwoordelikheid as mens besef, dat ons die verantwoordelikheid het om onsself te ken. En daarom is dit nodig, soos ek gesê het, kyk in die spieël, sien al die foute raak, en laat die Heilige Gees toe, om dit uit te werk en dit weg te vat. Die volgende uitvloeisel van godgerigte gedagtes is dat dit onderskeid tussen medegelowiges verbreek. In vers 11 van Kolossense 3 sê hy, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skit, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en almal. Paulus kom wys baie duidelik, gebruik hierdie uiterstes. Hy sê Jood en Griek, en hy sê onbesnedene en besnedene. En hy speel heeltyd so teen die twee weerskante van hierdie pendulum wat swaai. En hy sê dat daar geen onderskeid in gelowiges is nie, in medegelowiges is nie. Juis omdat Christus alles is en in almal is. En hy gebruik hierdie teenoorgesteldes om dit te beklemtoon. Dit is daarom dat almal wat getuig dat die Here hulle Here is, dat Jesus die Christus is, almal wat in hom glo, kinders van die Here is. Net soos wat Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En dit is hierdie godgerigte gedagtes wat hierdie onderskeid verbreek, onderskeid wat deur die wêreld daar geplaas is. Maar alle medegelowiges sit eintlik om die spreekwoordelike ronde tafel met slegs een hoof, en dit is Christus wat hierdie ledemate dan beheer. En wanneer die gedagtes op God gerig sal wees, dan sal hierdie wêreldse onderskeid wat daar geplaas word nie meer saak maak nie, en die ledemate sal saam in een liggaam vorentoe beweeg met Christus as hoof, met hom in beheer. 1 Johannes 5 vers 1 sê ook, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Nou die liefde waarvan hy in hierdie vers praat, is 'n opofferende liefde teenoor mekaar, wanneer die eie ek eers op sy gesit word, om my medegelowige te help. Al is dit dalk 'n moordenaar, wat voor die Here bely het en tot hom bekeer het. Al is dit dalk iemand wat uit 'n ander geloof uit na die Here Jesus toe kom. Al is dit selfs ons tuinjong, of iemand wat in die huis werk, wat 'n medegelowige is. Daar is geen onderskeid tussen medegelowiges nie. Petrus sê in Handelinge 10 vers 34, waar die Here hom 'n visioen gegee het met al die onrein diere, met die instruksie om te sê slag en eet. En net daarna het Cornelius sy manne gestuur om Petrus te kom haal, en Cornelius is nie 'n Jood nie. Hy is nie besny soos wat die Jode is nie. En Petrus se woorde was in hierdie vers, en Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God nie 'n aannemer van persoon is nie.
En omdat God nie 'n aannemer van die persoon is nie, gee dit ons ook nie die reg om die aannemer van die persoon te wees nie. Nou ek onthou 'n hele paar jaar gelede, toe 'n sekere dominee nog by 'n gemeente was, hy's nie meer daar nie, het hy met 'n boemelaar gereël om by die hek te sit van die kerk voor die oggenderediens, en hy het vir hierdie bedelaar het hy toe 'n bord gegee wat Christus bely het, wat net gesê het, ek kan nie spesifiek onthou wat dit gesê het nie, maar ek kan onthou spesifiek hierdie besonderse ding, want ek het self net verbygery. Maar op die bord wat hy vasgehou het, het iets geskryf oor Jesus, en almal het verbygery. Toe die dominee die kansel betree en hy vra, wie het ag gegee op die bedelaar by die hek? Wat het op sy bord gestaan? Toe kon ek sien hoe die gemeente hulle koppe sak in skaamte, omdat hulle net verbygery het. Hulle het nie eens ag gegee op die bedelaar wat by die hek sit by die kerk nie, want is net nog 'n bedelaar, is net nog iemand wat nog iets soek, en hy gaan tientjie die geld wat hy kry gebruik om dwelms te koop, of hy gaan ander dinge doen, nie waarvoor hy vra nie. En dit is net 'n wys, dit wys so mooi uit hoe maklik ons nie ag gee op ander gelowiges nie. Nou as gevolg van sy uiterlike voorkoms, as gevolg van sy, ek kan nie onthou of hy wit of swart was nie, maar as gevolg van dit, het die mense net verbygery en nie ag gegee nie. Nou wanneer die godgerigte gedagtes ons oorneem en ons meer sal word soos Jesus, dan sal ons die bedelaar raak sien, soos Jesus gedoen het. Ons sal die tollenaar uit die boom uitnooi om saam met hom maaltyd te hou, soos wat Jesus gedoen het. Ons sal die mense met wie ons in aanraking kom, wat Jesus bely, omhels, soos wat Jesus gedoen het. Wanneer die gedagtes ons oorneem, dan sal ons meer word na die beeld van ons Skepper, en daar sal geen onderskeid wees nie. Rasse, tale, kulture, omstandighede sal uit die weg geruim word en ons sal mekaar lief hê. Ons sal onsself opoffer vir die persoon langs ons, maar dit kan slegs gebeur wanneer ons gedagtes op God gerig is en nie op die wêreldse onderskeid nie. En die voorlaaste uitvloeisel van godgerigte gedagtes is dat dit Gods vrug na vore bring. Ons sien in Kolossense 3 vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Godgerigte gedagtes bring van self die vrug van die Gees na vore. En dit is die nuwe kleed wat gedra word by wedergeboorte, wanneer ons die kleed van die Here aantrek. En hoe ken mens kinders van die Here uit? Hoe weet mens dis 'n kind van die Here? Matteus 7 vers 16 tot 18 antwoord Jesus hierdie, aan hulle vrugte sal julle hulle ken, 'n mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie, so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. En dan gee Galasiërs 5 vers 22 vir ons die vrug wat ons moet aantrek, die vrug van die Gees. Dit is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en selfbeheersing. En dit is die vrug van die Gees wat die kind van die Here moet aantrek. Net soos wat jy kyk na 'n boom om te weet wat 'n vrugteboom dit is. As die boom perskes dra, dan weet jy dis 'n perskeboom. As die boom piesangs dra, dan weet jy is 'n piesangboom. Daarom moet ons die kind van die Here moet hierdie vrug dra, sodat mense kan sien ons is kinders van die Here. En daarom moet duidelike onderskeid wees tussen ons en die wêreld. En die enigste manier hoe dit kan plaasvind, is as hierdie vrug gedra word. Dat daar geen vatplek meer vir die wêreld is nie, en dat ons ten volle leef om te dra dit wat die Heilige Gees gee. En ek wil graag die positiewe aspek van die proses van heiligmaking met u deel, soos vroeër, en dit is die werk van God, waardeur die nuwe lewe versterk, opgebou en die vermoë tot geestelike deugde vermeerder word. Hierdie is die geestelike groei van die kind van God en vind plaas deur die Heilige Gees
na mate die kind van God daartoe gewillig is. Dit is die gelowige se inbesitname van dit wat God in Christus bied. Dit is baie belangrik dat die kind van God voortdurend moet onderskei tussen God se totale voorsiening en hoeveel hy daarvan besit. En dit is positief omdat dit die Here is wat byvoeg. Dit is die Here wat hierdie deugde, hierdie vrug aan ons gee, om heilig te kan leef, soos wat hy ook van ons verwag. En dit is die wil van God, dat ons heilig sal leef, en dat wanneer ons voor hom staan, dat ons hierdie vrug sal dra. En dit is 'n aanduiding, dat die eie ek gekruisig is, en dat Christus alles is, en alles waantoe ek leef. Dat hierdie gedagtegang nie meer oor myself of die wêreld gaan nie, maar dat dit tot die Here gerig is, sodat ons kan leef soos wat hy wil hê. En sonder hierdie vrug van die Gees, wat God aan ons verskaf, sal ons nooit anders as die wêreld kan wees nie. Ons sal nooit 'n lig wees wat op die berge geplaas kan word, sodat die nasies kan sien nie. Ons sal nooit die sout van die aarde kan wees, wat die ander mense om ons op 'n positiewe manier beïnvloed nie. Om heilig te wees, om heilig te leef, beteken om afgesonder te wees, om anders te wees as dit wat die wêreld bied. En dit kan slegs gebeur wanneer ons gedagtes tot die Here gerig is, wat hierdie godsvrug na vore sal kom. Nou ek kan nie verwag om hierdie vrug te dra as my gedagtes heeltyd op wêreldse dinge geplaas is nie. As ek heeltyd wêreldse dinge plaas bo my stilte tyd byvoorbeeld. As ek vakansie gaan hou, maar ek hou ook vakansie van my verhouding met die Here. Wanneer hierdie dinge inneem, die enigste manier om Godgerigte gedagtes te ontwikkel, is deur tyd saam met hom te spandeer. Om hierdie kosbare gesprekke met hom te hê in ons stilte tyd, om sy woord te lees en hom te leer ken, en gemeenskap onder die heiliges. Dit is geloofversterking ook wat ons ervaar, wanneer ons na ander se getuienis luister, van hoe die Here in hulle lewens werk. Dit is 'n aktiewe oefening werklik daagliks, om die gedagtes tot die Here te rig, en te weet wat hy wil hê, en nie wat ons wil nie. Die laaste uitvloeisel van wat gebeur wanneer die Godgerigte gedagtes daar is en 'n mens oorneem, is dat dit bring 'n nuwe lewe van dankbaarheid. Ons sien in Kolossense 3 vers 16, die laaste gedeelte en 17, en eintlik ook in die einde van vers 15, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here, en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Nou in hierdie vers is dit baie duidelik dat daar 'n dankbare hart is wat sing tot eer van die Here. Soos hy sê in die einde van vers 17, en dank God deur hom. Dit is 'n nuwe lewe van dankbaarheid wat na vore kom, wanneer alles gedoen word in die naam van die Here Jesus. Wanneer die gedagtes op hom gerig is, en daar werklik verstaan word wat hy vir ons kom doen het. Wanneer ons gedagtes op hom gerig is, dan sal hierdie liedere van self van binne af kom. Dit sal 'n dankbaarheid bring van binne, en dit sal werk na buite. Jakobus skryf in Jakobus 2 vers 26, want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Nou is nie werke dat ons met werk al gered te word nie, maar dit is werke wat na vore kom, omdat die kind van die Here dankbaar is vir dit wat vir hom gedoen is. Dit is 'n dankbaarheid. In woord of in daad doen alles in die naam van die Here, en dank God deur hom. Nou alles kan gedoen word uit dankbaarheid, as die gedagtes op die Here gerig is. En dit is nogals kommerwekkend om te dink hoe die wêreld hierdie gedagtes van ons al wegrokkel, en hierdie dankbaarheid vir wat die kind van die Here veronderstel is om te hê, wegneem. Die wêreld bring omstandighede in ons midde wat ons dankbaarheid wegneem. Dit bring finansiële komplikasies. Dit bring ongesteldhede wat eerder 'n frons op jou gesig sit as 'n glimlag.
Eerder 'n geskreeu in die binneste as 'n vrolike fluit. Nou ek wil u vra, kan u sien dat die gedagtegang bepaal of daar 'n dankbaarheid in die hart sal wees of nie? Nou ek wil u vra, hoeveel keer het u al dankie gesê vir die Here wat hy in die afgelope week gedoen het? Hoeveel keer het u dankie gesê dat u opgestaan het vanmôre, om te kan leef, om te kan weet dat die Here daar is? Liewe gemeente, die gedagtegang moet op die Here gerig wees, anders sal ons nooit in staat kan wees om enige iets te doen tot eer van sy naam nie. Ons sal nooit 'n absolute alles kan gee om te doen wat hy van ons verlang nie. Wanneer ons dink en sien dit wat hy vir ons op 'n daaglikse basis doen, dan sal niks ooit ook vir ons te veel wees nie. Niks sal moeite wees nie en dit sal nooit moeite raak nie. Maar wanneer dit moeite raak, dink net aan Here Jesus op die kruis, wat hy vir u kom doen het, wat hy vir my kom doen het. Dan sal hierdie gedagtegang verander en ek sal meer insit, ek sal meer dinge doen, omdat ek hom dankie wil sê vir dit wat hy vir my kom doen het. Die taak wat afgehandel sal word, of moet word, sal in 'n beter toestand gebeur. Nou ek weet, ek was die afgelope week aan diens by die kweekskool, en alles het gevoel soos 'n uitdaging. Alles het gevoel asof ek wil nie meer nie. Maar as my gedagtegang nie op die Here gerig was nie, sou ek nie vanoggend hier gestaan het nie. Ek sou nie kans gesien het om hier te wees vanoggend nie. Maar dank die Here dat hy hierdie gedagtes ook in 'n mens se hart plaas, dat hy daardie dankbaarheid in 'n mens kweek om te kan doen dit wat hy van ons verwag. Met 'n dankbare lewe raak die lewe nooit te veel nie en ons gee ons alles daarvoor. Oswald Chambers het 'n baie kosbare dagboekstukkie wat mens jaarliks kan deurwerk en dit is my allerbeste vir sy hoogste. En dit, liewe vriende, is werke deur die geloof. Dit is werk omdat daar 'n dankbaarheid is. Uit dankbaarheid gee ek, werk ek en ek doen my allerbeste vir sy hoogste. Nou om die boodskap nou saam te vat, die Here het vanoggend met die elkeen kom praat deur sy woord, sodat u gedagtes op hom gerig moet wees. Dat die wêreldse dinge waaruit hy u kom haal het, doodgemaak moet word en dat daar vorentoe beweeg moet word, om dit heeltemal weg te gooi en nooit weer daarop ag te gee nie. En die enigste wyse hoe om dit te doen, is deur Godgerigte gedagtes, sodat die Here u kan help om voort te bou daarop. Maar ook sal hierdie gedagtes wat op God gerig is, toelaat dat sekere dinge nog verder afgelê word, om die heiligmaking na te jaag, om die res van hierdie slegte dinge af te lê, wat in die kind van die Here se lewe besmet is. Maar daar sal ook onderskeid tussen medegelowiges, uiterlike verskille sal verbreek word tussen medekinders van die Here. Ons sal na mekaar kyk en ons sal vir Christus raak sien, eerder as wat ons die uiterlike raak sien, omdat ons die beeld van ons Skepper nastreef, omdat ons wil leef vir hom, en omdat hy nie 'n aannemer van persoon is nie. Maar dan sien ons nog 'n uitvloeisel dat die vrug van die Gees na vore sal kom uit die binneste, wanneer die gedagtes op die Here gerig is, sodat die wêreld u kan uitken as 'n kind van die Here, sodat hulle die vrug sal raak sien, en dat hulle nie wêreldse dinge by die kind van die Here sal vind nie. Maar dit gaan nie oor die mens en dit het nooit oor die mense gegaan nie. Dit gaan om die Here te eer vir dit wat hy vir u kom doen het. Om hom te vereer en te aanbid vir wie hy is. Daarom, liewe gemeente, is dit belangrik om ons gedagtes op die Here te rig, sodat hy ook deur ons wandel met hom in hierdie heiligmaking proses, dat hy geëer en geloof kan word, sodat sy naam ook verhoog kan word. En dit is u wat vanmôre na hierdie boodskap luister, wat die uitdaging het om te gaan dink, om te gaan kyk of hierdie tipe gedagtes u lewe regeer. Of is daar dalk gedagtes van die wêreld wat u oorneem? Hy verwag dat u lewe vir hom sal oorgee, sodat hy in beheer kan wees, sodat hy in u en deur u kan leef,
Want dit is sy wil dat hierdie proses van heiligmaking, dat die kind van die Here dit deurgaan. Sodat daardie vrug wat hy gee, dat ons dit sal dra, sodat ons gesien kan word as kinders van God. Nou ek moet ook by sê, dat dit baie makliker gesê is as gedoen. Ek het 'n draai in die lewe ook geloop. Ek weet dat die omstandighede van die wêreld moeilik is. Dat dit 'n mens se gedagtes wil wegrokkel. Maar wanneer dit op die Here gerig is, dan sal dit makliker voel. Dit sal makliker na vore kom. Dink nou so aan die Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Dis wanneer die Here geken word. So ek wil u nooi om vanoggend werklik terug te gaan huis toe, tyd te spandeer en daaraan te gaan dink, waar is u gedagtegang? Is dit op die Here gerig of is dit dalk op wêreldse dinge gerig? Indien dit op wêreldse dinge gerig is, wil ek u uitdaag om dit tot die Here te rig, om hom te soek, om hom te bedink in dit alles. Dan sal u hierdie uitvloeisels van self in u lewe sien. Vertrou die Here om dit uit te wys in u lewe, maar maak werk daarvan om die gedagtes op die Here te rig, om hom toe te laat om te werk, sodat hierdie uitvloeisels dan van self sal kom. Mag die Heilige Gees in u elkeen werk en u elkeen in hierdie nuwe jaar ook in staat stel om u gedagtes tot hom te rig, om herinner te word dat hy gee wat ons nodig het en dat hy ook voorsien in dit alles. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie woord wat U vir ons gegee het. Ek wil werklik bid, Here, dat U dit in ons elkeen se harte sal vasslaan, dat dit nie net kopkennis sal wees nie. Here, alhoewel ons aan ons gedagtes tot U moet rig, wil ek vra dat U ons hartsgedagtes ook sal rig tot U. Here, dat ons vasgeanker sal wees in U en sal weet, Here, dat U ons oë nodig het, dat ons soos die koperslang wat in die woestyn opgehef is, Here, dat ons daarna sal kyk, dat ons Christus sal raak sien op die kruis, Here, en dat ons kan leef in en deur hom, en Here, dat ons U kan dankie sê ook vir dit wat U vir ons gedoen het. Wees asseblief saam met elkeen in hierdie res van die dag. Dink aan almal wat begin werk hierdie week, almal wat al reeds by die werk is, kinders wat skool toe gaan, Here, seën hulle, bewaar hulle, en Here, laat hulle toe ook om U raak te sien in dit alles. Om te weet, Here, dat U hand besig is om te werk, en dat U hand nie net ledig is nie. Dat U vir ons omgee, en dat U hand uitgestrek is oor ons. Dankie, Here, weer eens vir die woord, werk in ons, wees die naprediker van die woord, en ons bid dit nie omdat ons dit enigstens verdien, Here, maar ons absolute afhanklikheid van U, in Jesus naam alleen. Amen.